Zwarte boela. Kalahari katstertjies, Katoentjies. kapokkies, poepies. En ons praat nie van hoenders. Nee, is nie hoenders nie. Nee. Koolganna. Waarheen gaan nou ons, hierdie? Nie na kool nie, maar iets wat Lekker ryk. lekker ryk. Wat jy kan snyf. So by my Dit is kool. 'n snyf, ja. Snyf by kool. Koolganna. Kom ontdek die geheime van die woestyn. Saam met ons. Kan jy net op? Kuier by Desert Secrets. En hier is die awesome vrou van Desert Secrets, Sofia Snyman. Sofia, as jy, voor ons nou by al jou lekker goed kom, wie is Sofia Snyman? Jy's 'n ou meisie. Waar kom jy vandaan? Voor jy nou hier beland het tussen Rome en bosse. Ja, ek het groot geword op 'n plaas Klein Aus, net so buitekant Aus. En ja, dis my wonderlike ma wat my van kleintyd af al blootgestel het aan die natuur, plante. En dis mos eintlik 'n wonderlike area daai Sakkeland Karoo area. Ja. En as dit winter gereën het en dan sy ons gevat en ons het in die berge gaan stap en daar's vreeslik baie lekker plante wat ryk en sy het altyd vir ons gesê kyk hoe ryk dit. Weet sy daai liefde in 'n baie vroeë ouderdom het sy by ek dink nie net by my nie, maar by al ons kinders het sy daai liefde gekweek. So ek het altyd, dit was altyd in my plante. Ek was altyd lief vir plante en blomme, ja. Het jy gaan swat of want jy die tyd gesels het jy noem verskriklike name wat ek nie weet of dit vloekwoorde is. Ek gaan dit opsoek as ons nou hier klaar is. Maar het jy biologie of iets, het jy besluit dit gaan jou passie wees, is dat jy wil nou juist fokus op dit of het jy eers iets anders gedoen? Was jy 'n ligvandin of wat het jy gedoen? Dit klink ook lekker. Ek het universiteit toe gaan met Stellenbosch en ek het parke en rekreasiebestuur studeer. My droom was op daai stadium ek wou tuine uitlê. Maar ek was ook lief vir die bewaringsgedeelte, so dis 'n kursus wat eintlik bosbou, natuurbewaring, tuin uitleg, eintlik so 'n kombinasie van alles. Ek het nie eintlik gedink wat ek gaan doen daarna met daai graad nie, want eintlik kan jy nie so baie doen met dit nie, maar rekreasie. Hulle het ons picnic mechanics genoem op universiteit. Ons het daai kursus gedoen, dit is die picnic mechanics gewees. Maar in elk geval, maar dit was maar deel van liefde. Ek wou die plante en die blomme wou en die natuur, ek wou nog maar iets half kombineer en ek het maar gehoop ergens sal ek dan nou seker ergens daai tyd dink jy mos nog nie wat se werk jy gaan doen altyd nie. Dis mos al vol drome en so. Ja, so dit was baie botanie georiënteerd. Botanie georiënteerd met natuurbewaring as 'n vak, dan ook die rekreasiebestuur is natuurlik ook 'n groot gedeelte. Dis actually die belangrikste vak. Dit sluit nou wyn drink in ook. Wyn opdrink.
terug? So dit is ook parkuitleg in stedelike gebiede en ja, eintlik was dit daai tyd as jy 'n groot munisipaliteit die mense aangestel met die grade om dan nou ook nou die rekreasie in die omgewing. Ja, en dit was die goeie ou dae. Maar ja, en dan nou ook ag jy het so iets gedoen van wandelpaaie uitlê, ewen van speelparke en ag in die tuine wat daar omgaan en dan nou watse plante is nou geskik en ja. Sofia, so toe jy nou klaar geswat het, beland jy toe nou in 'n park of Nee, ongelukkig toe nou nie. Wat jy kon uitlê iewers. Kyk, omdat my familie nou maar in die toeristebedryf is, was toeriste mos nou maar vir my 'n groot dit was maar deel van die lewe en dit is ook baie, hoe kan ek sê, sy Afrikaans woord gerelate met toerisme, bewaring die hele ding. En ek het toe 'n werk gekry na universiteit by die Europese Unie het 'n groot toerismeontwikkelingsprogram gehad hier in Windhoek. So toe het ek toe nou daar 'n werkie gekry. Ek wil eintlik graag eers by die kwekerye begin, maar dit was 'n vreeslike droogte jare daai. Het vir my gesê nee, Jessie, dit is baie ja, daar was nie werk nie en dit was droog, niemand wil iets plant nie of ons kon nie iets plant nie, daar's nie water nie. Nee. So toe het ek daar begin en ja, maar is nou is 'n groentjie en by die program gewerk en later by die ministerie toe 'n permanente werk gekry in meer 'n natuurbewaring gedeelte. Ek was daai tyd was ek betrokke met die conservancy legislation van die eerste conservancy. So dit was baie bewaringsgeoriënteerd gewees. Dit was ernstig. Ek het heerlike tye gehad en toe weer terug by toerismeontwikkeling. Tourism board het ek ook statistieke was een van die vakke. Toe het ek toerisme statistieke gedoen en vinnig sommer net toe ek FNB toe om te help om 'n toerisme finansierings eenheid 'n bietjie fokus vir die bank te gee op toerisme. Ja. En daar was ek tot ek vir 5 jaar en toe besluit ek nee, Jessie, ek kan nie meer nie. Hierdie korporatiewe. Nee, toe was ek 40, ek wil iets doen wat ek regtig gepassie het en my ma sy sien in die Country Life magazine hierso's hierdie kursus wat jy kan gaan doen. Hulle wys nou vir jou hoe om plante te distilleer, die olies te gebruik en dan kan jy nou skoonheidsprodukte van dit maak. En sy sê, man, dit lyk nou vir my net die regte ding wat jy nou moet begin. Kom, ons gaan die kursus bywoon. En my een skoonsussie Christine is toe saam met ons is daar af Kaap toe en ons het die kursus gedoen en ons is daar by die Winterhoekberge vir die prakties waar hulle wys waar hulle nou lavendel distilleer en ook hierdie kapokbos, die een wat nou daar groei. En daar was so kort. Distilleer is baie belangrik. Sy maak nie mampoer nie, hoor. Distilleer is jy kan olies ook maak. Ek net vir die mense sê. En en daar het dit my absoluut ek was verskriklik geïnteresseerd en ek het begin eksperimente maak in die kombuis van goed en toe my man nou later baie geïrriteerd geraak want elke keer sy by die huis kom is alles vol taai, bye was en garage toe met jou. Ja, maar toe is 'n garage toe verband. Hy sê toe garage toe. Okay. Dis 'n garage toe en toe die garage toe nou bietjie klein geword en ek het toe besef nee, okay, ek dink is nou tyd ek kan nou maar my werk los. Ek gaan nou, ek dink hierdie ding kan ek doen. Kan 'n loopbaan word. Ja, en toe is daar so 'n kompetisie wat die Millennium Challenge account, ek weet dit, daai Amerikaanse regering van dit program. En hulle het support gegee om 'n distilleringsplantasie in Opovo op te sit en baie gehelp met navorsing oor die Namibian myrrh. Ons kan nou net kan ek vir julle 'n bietjie die ingredients as ons oor die ingredients gaan. So hulle wil en hulle het 'n plant opgesit met waar dit gedistilleer word die resin vir olie. So die olie moet mos nou 'n mark kry. So toe het hulle 'n kompetisie gedoen locally. So ons Namibiërs kan nou inskryf vir produkte wat hulle maak van die essensiële olie, die Namibian myrrh. Ek dink toe dis nou net my kans jong en ek begin brou en alles en so. Maar ja, toe wen ek en 'n ander meisie die kompetisie en daar het ek toe nou besluit toe ek nou my werk gelos en ek het gesien nee man, ek dink die affære ek sal my dan seker later in die lewe kan hou. Alhoewel dit 3 jaar gevat voor ek
geltjie uit dit kon vat. So ek het garage vir jou man kon teruggee. Ja, in die garage vir hom kon teruggee en toe het ek 'n klein plekkie gekry daar waar die scouts gebou was, reg oor Ferreiras. Daar's nou 'n skooltjie, ja. Daar so het ek 'n plekkie toe gekry en daar beginne en jy 'n fabriek en so het dit maar stadig. Dit was nie begin en wow, dit is maar 'n proses. Ek het die besluit gemaak om stadig dit te vat. Ek wil eers seker maak dit wat ek doen is reg want daar's nogal baie prosedures in hierdie produkte. Ons kan dis nie net van ietsie kook en maak in 'n pot sit en hom verkoop hê. Is dit nie ongelooflik hoe alles wat jy nou vertel het van die stap saam met jou ma in die berge, hoe jy hier geëindig het, nê, hoe die lewe jou actually voorberei het vir ons twee wat nou so lekker staan en gesels. Dit is ongelooflik. Ja. Jou gaan nou met Sofia gesels oor alles wat in haar goeders beland. Sy het verskriklike lekker goeders en ek wens sy kon op die kamera, hoe wys mens reuk? Want dit ruik so lekker. Maar jou gaan nou lekker met haar gesels oor van die mirre tot die lavendel tot die wat is die ander bos? Die kapokbos. Die kapokbos. Salome. Nou, jy het nou daai enetjie uitgehaal, my liewe genade. Dit is daar is actually 2 en kyk hoe klein is hulle. En jy sê jy loop en tel hulle op daarby. Kyk, hulle sit nou vas in die bossie as jy nou daar is foto's op die Facebook page. En daai was nou al jy kan sien die bossie se blaartjies was al droog, want dit vat mos nou 'n tydjie vir die saadjie. As die bossie nog groen is na die reën, dan moet jy eers 'n blommetjie gee en dan ontwikkel die saadjie nou eers. En dan sit hy baie styf aan die bossie. So ons wag altyd dat hy nou, kan ek sê, 'n bietjie droër word, dan is dit makliker want as 'n bossie baie vol is, dan trek jy so half af. Natuurlik, dan maak jy seer. Ja, en dan is die blaartjies is dan nou droog, maar dan is dit ook makliker. Anderste as die bossie nou nog groen is en jy probeer, hulle sit nogal vas. Hulle hou vas. En die wind waai dit ook af, so baie keer lê dit onder die bossie dan nou as dit droër is en dan tel jy dit nou maar op, maar dan is dit is nou vol stof en blaartjies. So jy moet dit sif, dat jy eers al die blaartjies afkry en ja, dis nogal 'n redelik ek wil net sê dis 'n arbeids- en tydsintensieve proses, nê? Maar sy het nou net vir my so 'n oulike idee gegee. Jy sê jou ma het vir julle genigtig Kosie kussentjies gemaak daarvan jy klein. Sodat jy lekker kan slaap. So wat nou gebeur, die reuk gaan ons nou later al weg. Maar as jy nou so vat in jou kussentjie, dan druk jy ons nou die saadjie en dan pop hy nou die reukie uit. So wat is so stres nou tot almal nou gepop het in jou kussentjie. Dis vir my soos 'n stresbal. Ek kan nie ophou daarmee speel nie. Dis ongelooflik. Ons kan vir ewig daaroor praat. Die groot een. En dis vir my 'n ongelooflike mistiese ding. Is mirre. Seker maar omdat ons dit uit die Bybel uitken. En hier's Namibiese mirre. Vertel vir ons 'n bietjie daarvan. Ja. Dit is regtig baie spesiaal en ek is baie dankbaar dat ek hierdie olie kan gebruik in my produkte en ek wil hoe kan ek nou sê, al die erkenning gee aan die inisiatief wat mense gehad het om dit te ontwikkel, hele projek op te sit en dan nou hierdie essensiële olie te distilleer uit hierdie resin. Ek weet nou nie wat is resin in Afrikaans nou nie. Maar jy het net gesê so gom. Dit is 'n tipe van 'n gommetjie, maar die wetenskaplikes sê dit is nie 'n gum nie, dit is 'n resin. Okay. En dit is 'n ongelooflike projek wat Karen Not en IRDNC, ek weet nie watter NGO's was nou nog involved, ek wil nou nie iemand uitlaat nie, maar wat in Opovo hierdie projek opgesit het waar die Ovahimba vrouens die resin collect sustainably en hulle word dan nou vergoed daarvoor, hulle verkoop dit dan nou aan die distilleringsplant en die distilleringsplant behoort aan die konservasies. Dan word die essensiële olie dit dan nou gedistilleer uit hierdie resin uit en dit gaan na wêreldberoemde parfuumhuise toe. Ja, Namibiese mirre. Ek is baie bevoorreg dat hulle altyd beskikbaar, dat daar genoeg altyd voorraad is vir ons in Namibië wat dit dan nog gebruik. So dit is regtig
ongelooflik. En ek dink, ja, ek wil ook net alle erkenning gee aan die mense wat al daai effort ingesit het om die wonderlike produk nou daar te kry. Dat ek het in so 'n formaat, want ek hoef dit nou nie self te gaan distilleer. Ek koop die olie by die Opovo distilleringsfasiliteit en dan gebruik ek dit in my produkte. Henriet, ons moet soontoe ry en gaan kuier daar. Ja, dit Hoor jy Albie, ons is op pad. Baie interessant wees. Nog iets wat vir my, ek dink Namibië is omdat ons so gewoond is aan droogte en so waterbevoederd of reënbevoederd is. As ons hierdie goedjies sien, dan mense hardloop ons en dan gaan kyk dit en want dis vir ons so spesiaal. En jy gebruik dit ook. Ja. Ek ken nie die fancy naam hiervoor. Ja, ek sal vir julle daar in die boek wys. Ons kyk eens. Maar ek hou daarvan ook om met hoe kan ek sê, noemname. Ja, want mense ken die noemname, yes. Dan plaas jy mense meer in verhouding met wat rondom jou is. Al die scientific name het ek en ek moet dit, as ek die ingredient listing doen, moet dit alles daar wees. Maar ek het groot geword met, of ons het nou Afrikaans sê Barteboela, of dit is Sama. 'n Barteboela. Ek weet nou nie waar kom daai naam Ek wil 'n hondjie wat se naam Barteboela is. Jy kry mos nou grootjies, ja. Jy kry verskillende spesies. Ja, want jy kry van hulle wat doringkies ook, of sulke stekeltjies ook het. Die een wat jy deur in die suide kry, hy het sy spikkeltjies lyk ook bietjie anders, en is 'n ander spesies. Hierdie is die een spesifiek wat die gebruik word, die olie word gepers uit die saad. Is dit? En ek kry dit by is 'n vroue projek op bo in die noorde. Ons gaan. Hulle Edufano. En hulle vrouens wat dis 'n co-op. Ja, cooperative, yes. En hulle collect dan nou of versamel dan nou al die barteboelaatjies op Sama. Barteboelaatjies. En ook hulle doen ook marula. So dit is 'n hele proses. En hierdie is die en daai sê mopani. O, dis jou mopani, oukie. So die sade moet gedroog word voor hy in die pers kan ingaan. So hulle pers die olie, hulle is baie georganiseer. Ek moet vir jou sê dis een van die beste projekte waarmee ek saamwerk. Ek bestel vir oggend en as hulle kan dan sit sommer nog namiddag op die koerier. So ek koop die olie by hulle. Hulle doen die hele verwerking, pers dit, ek koop die olie by hulle. En ek gebruik dit in soos 'n waardeketting, né? 90% van al my produkte het dit in, en ook die Namibian Myrrh is basically ek gebruik dit ook alles. En dan hierdie ouetjie is pragtig, maar die woord, die naam. Wat se dingetjies nou weer hierdie? Koolganna. Is dit nie die mooiste woord in die wêreld nie? 'n Koolganna. Ek het nog nooit van 'n koolganna gehoor nie. En jy sê dit is ook hy is ook redelik reën. Ja, kyk hy staan as dit nou in die winter gereën het, ek praat nou daarvan die areas in die winter gereën het. Dit is die botaniste sê dit is nie 'n blommetjie nie, dit is 'n deel van die blaartjie actually, maar ek sê nou maar 'n blommetjie. Ja, want dit lyk presies soos 'n blommetjie. Nou baie droog is. Daar's niks groen nie. Dan is die ouetjies hulle het nou hierdie blommetjies aan. En nou so een kolletjie wat ek nou altyd na toe gaan, dit is so in die padgorrel. Ek weet nou nie of dit te doen het met die afloopwater, dat daar water langs stoor nie, maar daar's so 'n kolletjie in Desember. Elke keer as ek nou aus toe gaan in Desember, dan is daai kolletjie, dan het hulle nou vol in blom, en dan kry jy van hulle wat bietjie geeleriger is, en dan ook die kleur vervaag nou mos ook maar wat so mooi pinkerig is, en hy het so 'n blinkerigheid in, en dit werk vreeslik mooi in die wax tablets. Ag, dit is nie 'n reuk nie. Ek weet van geen ander gebruik nie. Ek gebruik dit meestal net om vir in die wax tablets en om vir mense te wys dit is, kyk hoe mooi is hierdie ou koolganna blommetjie. Ongelooflik. Sofia, ons kan heeldag hier by jou kuier en rondspeel. Kom ons kom net gou-gou terug na die produkte toe. Buite die Namibiese mark is jy ook oorsee. Jy's in Switserland, Duitsland, so jy het 'n oorsese mark wat jy ook voorsien. Ja, ek het 'n agent wat in Duitsland is, wat die Europese Unie doen,
En dan het ek ook 'n vroutjie wat Switserland vir my doen. Maar dit is op nie so groot skaal nie. My grootste mark is nog steeds lokaal. Die regulasies om te kan uitvoer is baie streng. So dit was nie maklik om dit te bereik nie. So vir my was dit 'n groot mylpaal en ek is baie dankbaar daarvoor want alles wat ek nou doen ek volgens daai regulasies. So dit is 'n stywe proses. Ja. So wat jy moet deurgaan want jy moet kan bewys elke ingredient wat jy gebruik is safety geassess. Dit moet 'n hele safety assessment deurgaan. Etiese proses daar agter. Ja, dit is ook jou hele produksieproses. Alles moet volgens good manufacturing practices of cosmetics wees. So jy het lyste vir alles soos daar binne waar ons so goed produseer, hoe jou produksielys lyk, hoe van jou bestanddele wat inkom, hoe moet dit gestoor word, hoe moet dit gecheck word, wat se papier, die papierwerk is ongelooflik belangrik van die supplier waar jy elke ingredient kry. So nou om 'n lang storie kort te maak, dit is 'n baie intensiewe proses. En plaaslik, ek weet soos wat uitspeel nou deur die land toer in Swan, ons kan nie by 'n padstal verbyry nie. Ons liewe padstal en jy's by baie van hulle klaar, maar waar anders kan 'n gewone vrou nou hierso in Windhoek of elders en wil ook hier van die scrubs of waar kry mense jou goedjies? Ek moet baie dankie sê vir die Spar, Windhoek se Spar eienaars, Grove en ook Maroa Superspar. Hulle ondersteun ons geweldig en die grootste verskeidenheid is by Maroa Superspar by hulle gesondheidsafdeling. Ja, daai gesondheidsafdeling daar agter van die winkel. Hulle doen besonder moeite want rakspasie is nie maklik om te bekom nie. Presies. Dit is baie moeilik. En hulle dit is ongelooflik. Ek wil net my dankbaarheid. Ja, nee, van ons kant af ook ons daar van die ander produsente wat ons gepraat het, ek byvoorbeeld 'n vroutjie wat boersweep gemaak het. Spar ingespring, plaaslike rakspasie gegee. Wonderlik, ons is baie dankbaar vir 'n sake soos julle. Man, dit is wonderlik. Ons het heerlik by jou gekuier. Ons wens jou net die beste toe en dankie dat ons met jou goedjies kon speel. Dit is 'n groot plesier. Dankie. Henriette jou, al die pad hierso van Kampala in Uganda. Yes. Ons speel uit, ek en Richard. Dit is verskriklik warm hierso. Die mense is nog warmer. Ja. Die plek is warm en die enigste ding wat ons afkoel hierso is hierdie natuurlike lekker swembad met 'n ijskoue Windhoek bier. Richard, wat 'n ongelooflike plek. Wat weet ek en vir vra? Ek bedoel, dit is 'n donderdag. Jy drink 'n bier. Ag, dit is ongelooflik lekker hierso. Dit is regtig, mense is ongelooflik. Baie wat ons ontmoet het, kan nie wag om nog meer te sien nie. So die naglewe hierso is iets anderste. Nee, terwyl ons uitspeel, nee die ander en hulle herstel nog van ons trippie. En natuurlik hierdie lekker koue bier wat ons lekker laat uitspeel hierso in Kampala. Natuurlik is ons hierso om jou opwindende rugby te kyk hierdie naweek. Maar sonder dit, wat 'n lekker plek om te werk, wat 'n lekker tyd om te uitspeel. En ek dink hierdie dorpie het soveel uitspeelgeleenthede. Ons het vroeg vanoggend geland. 3 uur van die lughawe afgery en soos jy gery het van Entebbe af tot en met Kampala. Links en regs. Net blou liggies, groen liggies, geel liggies. Elke liewe liggie wat jy kan aan dink, sien jy hier. Ja, lekker uitspeel liggies. Ek moet nog eers 'n stukkie vat. En lekker Windhoek bier hierso in Kampala. Maar ek bedoel, dit was snaaks toe ons in die hotelkamer kom en dit hierdie ding balanseer. Want hoe meer ons uitspeel, hoe swaarder raak hierdie glasies. Maar ek dink Henriette en jou veral, ek gaan moet jok as ek sê ek mis julle hierso, maar dan sal ek sê ek moet jok. Maar ek dink hulle sal waardeer as jy na jou hotelkamer instap, hier kry jy 'n skeermes. So jy weet as jy nou baie uitspeel en jy kom heeltemal onvoorbereid hier aan, dan sien jy 'n skeermes,
Weet ek het hier so 'n sanitary box wat ek nog sou oopmaak. Ja, nee. Wat ook al dit behels. Sanitary box. Jy weet tandeborsel, baie belangrik. Dit is. As jy uitspeel, jy moet altyd vars bly. Tandeborsteltjie. Ja. Jy daarso? Ek het hier so Your Dream staats hier. Dis 'n vanity kitty wat ons het. Ons het 'n loafa bath pad ook bygekry en Hy weet. kan nogal interessant En raak. where's your mom when you need her? Hier's 'n sewing kit wat hulle vir jou gee. Yesterday. Ek weet nie Janine sal baie trots wees met my want ek het myne by die huis vergeet, maar ek beplan nie om so rof uit te speel dat ek skeer of knope oopbreek en so goed. Jy weet nooit hoe gaan dit hier. Jy weet nooit hoe gaan dit. Ja, soos ek gesê dit is amper vloekig. Dit is lekker warm hierso. Ons speel uit hier in die swembad. Ons het die golfbaan net hier agter ons. Hoe graag sou jy net 'n paar uitjies daar gaan speel hier nie? Ek sal gelyk het om bietjie te gaan golfs uitspeel. Maar dan ja, werk om eerste, maar nie tyd om uit te speel in Kampala nie. En natuurlik wat ons ook na uitsien is die rugby wat ons voorheen genoem het hierso. Saterdag. Daai weer. Ons nodig hom. En ons gaan hom kry. Ja, môre is die groot dag. Ons kan nie wag nie. Hier van my en Richard af in Kampala uitspeel. Dankie. En Jamie. Cheers. Cheers. Michael Ganna en jou Barbula. Bartebola. En daar lê die Ding o Ganna, daar lê die ding o Ganna. Daar lê die kapokkie. Die kapokkie. Daar's ook kapokkies niks met hoenders te doen nie. Jy moet Dis dit secrets. toe Ganna. Jy kyk anders na die veld. Gaan stap in die veld en kyk wat daar alles is. En ryk bietjie. En kom leer daarvan by Desert Secrets. Lekker naweek. Lekker naweek.